Goeienaand almal en welkom by nog een van my baie, kom ons sê weird praatjies. So aan die begin van die jaar het ek na Tarkastad toe getrek om daar geskiedenis te gee en so 20 kilometer buite die dorp sit 'n plaas met die naam Modderfontein. En voor ek hier aangekom het, was dit een van die plekke wat ek wou besoek het. En ek het 'n paar weke terug dit besoek en dit het my baie geïnteresseer van wat op daardie dag in 1901 gebeur het. So ek gaan julle nou terugvat na meer as 100 jaar na 'n belangrike maar dikwels vergeetbare dag in die Tweede Anglo-Boereoorlog, die slag van Modderfontein, of so sekere mense sê slag van Elandsrivier. Dit het so ek genoem het, so 20 kilometer buite Tarkastad hier in die Oos-Kaap plaasgevind, waar die Britte 'n lelike klap gekry het met die boere. Nou, die hoofboer by hierdie slag was almal se gunsteling boer, Jan Smuts, en hy was 'n briljante en aanpasbare leier vir hierdie groep boere wat in die Oos-Kaap in gekom het. Nou, hy was die leier by die Oranje rivier oorgesteek het met 'n komando van omtrent 250 mans, en sy missie was om Britse beheer oor die Kaapkolonie te ontwrig, magte weg te trek van die Transvaal en die Vrystaat en miskien Nederlands sprekende plaaslike inwoners tot rebellie aan te hits. Maar hierdie veldtog was uitmergelend. Smith en sy manne was nat en uitgeput en verskriklik maar as gevolg van die konstante reën die laaste paar dae voor hierdie slag, en amper al hulle perde is dood, ammunisie het baie min geword en die moraal onder hierdie mans was amper niks. En hulle moes iets gedoen het om hulle self te red, anders sou dit die einde wees. En dit het tot die volgende gelei. Die see-eskader van die 17de Lancers, 'n elite Britse kavallerieregiment, het onlangs kamp opgeslaan op 'n plaas met die naam Modderfontein net buite die dorp Tarkastad. Hul doelwit was om die nabygeleë bergpasse Buysrivierspoort en Elandsrivierspoort te behou en die boere se bewegings deur die vallei te stop. Nou hulle onder die kaptein Victor Sandeman het hoofsaaklik uit nuwe soldate bestaan. En alhoewel hulle goed opgelei was hulle nog nie gehard vir die gestryd wat op pad was nie. Hulle het 'n pas modderige mars in 'n baie slegte toestand voltooi en hulle was in 'n baie slegte skeiding. Dit was, soos die Engels sê, 'n death sentence vir. Nou, op die oggend van 17 September het 'n baie belangrike stuk inligting by hierdie boere aangekom. 'n 17-jarige plaaslike inwoner met die naam Jan Koetser het van sy huis by Ewens Hope plaas gehardloop om by verbygaande komando te waarsku dat Britse kavallerie naby die kamp opgeslaan is. En hulle was nogal sigbaar van waar die boere gestop het om met hierdie seun te praat. Nou Spats het nie gehuiwer nie. Oorspronklik het hy beplan om sonder konfrontasie deur die vallei te beweeg, maar hy het onmiddellik sy strategie verander. Hy sou die Lanserkamp aanval, nie net om voorraad aan te vul nie, maar ook om die Britse beheer 'n knou in te dien. En die plan was vinnig en genadeloos. Nou Smuts het sy mag verdeel. Een kolom insluitende Denise Reitz, Jack Boris en kommandant Ben Bouwer sou deur Buysrivierspoort sirkel om van die ooste en suide af aan te val.
'n tweede afdeling onder Jaap van de Venter het 'n langer roete geneem om van die suidweste af aan te val. Smit self sou die tydberekening koördineer en die middelpunt behou om te verseker dat die aanval van verskeie hoeke gelyktydig sou tref. Nou toe die mis begin lig het die Britse patrollies uitgetrek om die passe te verken. Een van hulle, gelei deur tweede luitenant Philip Russell, het 'n groep boere naby 'n stroom en doringbossie teëgekom. Maar omdat die boere hulle self aangetrek het soos die Britse in hulle khaki-uniforms, het die Britte gedink hierdie is net nog Britte. En hulle het geskree, moenie skiet nie, ons is die 17de Lancers. En alles het verkeerd geloop toe vir die Britte. Hulle is omkant getrap en die patrollie is versprei. Sommige het probeer om die kamp te waarsku, ander is uitgevoer en Reitz wat in die kommando geskryf het die oomblik beskryf, gewere het gekraak, mans het geval en 'n hek het die vlugtende Lancers vertraag en hulle aan meer vuur blootgestel. Terug in die kamp is Sandeman gewaarsku, maar die boere het reeds van die rande af nader gekom. Hulle skerpskutters het posisies ingeneem langs in die Dolleritwal wat aan die kamp uitgekyk het. Masjiengewere en berggewere is in die oopte agterlangs en in die venlinge geteiken. Lieutenant Sheridan is deur Jack Boreas op kort afstand geskiet, 'n wrede herinnering aan hoe naby die gevegte geword het. Wat die aanval verwoestend gemaak het, was die koördinasie. Van die een kant het Van de Venter se manne druk toegepas en van die ander kant het Boreas se afdeling van bo af gevuur. Reitz en ander het vorentoe gestorm sodat die verdedigers vasgestrap was en 'n direkte aanval op die hart van die kamp geloods is. Nou die Lancers het probeer om hul stand te hou. Sandeman en sy manne binne 'n klipkraal bymekaar gekom en hulle het desperaat hulle self verdedig. Maar daar was eenvoudig te veel boere. Ammunisie het min geword, die bevel het in duie gestort en sommige Britse troepe het die flankerende boere vir versterkings aangesien en hul vuur vertraag, 'n noodlottige huiwering. En binne 20 minute is hierdie Britte amper almal dood. Die ongevalle was ontstellend. Die 17de Lancers het 29 mans verloor, 41 is gewond en 60 is gevangene geneem. Al 6 offisiere is getref, maar slegs Sandeman en Lord George Vivian het oorleef. Die boere se verliese was maar baie lig. Slegs 1 man is dood en 6 gewond. 'n Bewys van die verrassing en doeltreffendheid van hul aanval. Merkwaardig genoeg was dit die dodelikste enkele dag in die 17de Lanciers se lang geskiedenis was, slegs erger as hul legendariese Charge of the Light Brigade in 1854. Nou die oorwinning het Smuts se uitgeputte mans getransformeer. Hulle het honderde vars perde, nuwe Britse gewere, ammunisie, uniforms, kos en mediese voorraad geneem. Die moraalversterking was enorm. Baie van die boere het oorweeg het om weg te vlug of noordwaarts terug te trek, het na Modderfontein dieper saam met Jan Smuts die Kaap ingestoot. Hierdie slag was 'n massiewe boere wen. Nou, 'n paar foto's van toe ek op die Modderfontein plaas was. Nou op hierdie terrein, dink ek so 'n paar meter weg van die kraal af, is hierdie 5 grafte. 4 grafte. Die 3 kruise is die grafte van die 3 offisiere wat hier dood is. En hierdie is Sheridan se graf, Moritz se graf en Russell se graf. Nou hulle het hulle eie grafstene, maar die res wat die 29 dooies is saam in 'n massagraf begrawe en deur hierdie gedenkteken gemerk. Nou hierdie gedenkteken lees:
This memorial is erected by the officers, NCOs, and men of the 11th DCO Lancers in memory of their comrades who were killed or died of wounds received in action near this spot on the 17th September 1901. Nou, binne die volgende paar weke gaan ek teruggaan na Modderfontein en dan sal ek op die WhatsApp groep 'n paar nuwer foto's sit van hierdie kraal en die grafte. Baie dankie.